Mag dit profeties wees om vir ons te sê, dat die Here baie keer sê, gaan, doen, wees gehoorsaam aan my. En die geleentheid was daar, maar een dag het binne gebly. Mag ons Vader ons die genade gee, dat ons sal gaan, waar hy ons ook al stuur, om te volbring dit waarvoor hy ons stuur. Die oomblik, wanneer die geleentheid daar is. Baie dankie dat jy hier is vandag, baie welkom. Het is baie kosbaar om soveel mense hier te sien. Iemand sê net nou vir my, maar ek soek meer mense. En hierdie gedagte wat in my hart opkom is, laat ons nie kyk na getalle nie. Want die oomblik wanneer ons oë op getalle, is ons fokus nie waar dit moet wees nie. Daarom wil ek wil jou oproep, ek wil jou noop. Mooi Afrikaanse woord nie. I want to challenge you in this moment to be so aware of our Father. Be aware of Jesus and the Holy Spirit. That we will really know why we are here. We are here to glorify Father, Son, and Spirit. I just want to give you one moment to just realize for yourself, why are you here? Father, thank you that we did not come just because it's another Hallelujah Day. No, Father, we want to look up in the heavens, the wonderful blue sky, and the promise of rain. Yes, Father, we see the beauty of the jacaranda trees and the beauty of life. And we know that it's all about you. Father, it is all about you. We want to glorify your name. Thank you, Father, that you are here. Dankie dat ons u kan verwelkom in ons midde, Vader. Dankie, Jesus, dat u hier is. Dankie, Heilige Gees, en dankie dat ons kan vra dat u vandag niemand van ons onaangeraak sal laat weggaan. Kom, Vader, Jesus, Heilige Gees, kom raak ons aan. Nie net dat ons ouliker voel of beter voel nie, Vader, come and change us. Because we know, Father, that we really need to change. You are holy. And for that reason, we need to become holy. And you have a certain aim for the life of every person present here. May we reach that aim, Father. Come and declare yourselves to us, that we will go where and how you want us to go. En vanoggend toe ek wakker word, is die eerste gedagte wat by my opkom, dit is soos Vader se stem wat met my praat, en hy sê vir my, gaan en vertel die mense hoe lief ek het. Ek wil hê jy moet weet hoe enige iets anders. Ons Vader ken jou. Hy weet van jou. En hy het jou so lief. Ek wil jou herinner aan daai kosbare vers, Johannes 3:16 en 17, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe, dat jy saam met hom kan hê. En dan kom vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. Nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ek is gevra om die nasies in te roep. And I want to read from the Amplified Translation from Psalm 2.
The kings of the earth take their places. The rulers take counsel together against the Lord and his anointed one, the Messiah, the Christ. They say, let us break their bands of restraint asunder and cast their cords of control over us. He who sits in the heavens laughs. The Lord has them in derision, and in supreme contempt he mocks them. He speaks to them in his deep anger and troubles them in his displeasure and fury, saying, yet have I anointed, installed, and placed my king on my holy hill of Mount Zion. I will declare the decree of the Lord. He said to me, you are my son. This day I declare I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations as your inheritance, and the uttermost parts of the earth as your possession. Ek wil vanmôre sommer net so vinnig ietsie met die deel voor ek sing. Joel 2 vers 28 sê, wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom. Julle jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Ek glo dat hierdie dinge waarvan ons hier lees besig is om te gebeur en dat dit besig is om vanmôre in ons lewe pos te vat. Toe ons vanmôre so instap en die mense stap so hier om en Tannie Esna deel met my, sy sê, hierdie droom het sy gehad 10 jaar terug. Ons prys die Here, ons dank die Here vir hierdie droom wat hy vir haar gegee het. En ek het net aan hierdie skrifgedeelte gedink toe sy dit met my deel. En dis vanmôre kosbaar om te weet dat ons op hierdie plek kan staan en God sê, ek sal my gees op julle uitstort. Sien, hierdie is nie 'n ding waarin ons droom wat eendag gaan gebeur nie. Dit is besig om te gebeur in ons land. En God se geregtigheid in, neem daardie stap vanmôre en sê, Vader, ons breek met dit wat verby is. En ons kom en ons stap in die teenwoordigheid in en ons sê, dankie dat U ons reeds gereinig het. Jy is reeds gereinig. En jy kan vanmôre in geregtigheid voor God staan, skoongemaak, nuut gemaak. En nou is jy 'n veranderde mens. Laasnag het in my drome 'n wonderbeeld verskyn. Ek staan in ou Jerusalem, ek sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders, net soos 'n engelkoor. En saam sing hulle 'n loflied, wat selfs die hemel hoor. En saam sing hulle 'n loflied, wat selfs die hemel hoor. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Daar verander toe my droom en stilte daar neer. Wegtrek die bly hosannas, geen kinderstemmen meer. Die son nie toe verduister, die oggend koud en koud. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna.
die konings, Jesus Christus. En het is wonderlik om op hierdie pragtige dag saam met julle te wees, met die belofte hier in die lig van die reën. Die Here het reeds vir ons so wonderlik uitkoms gegee, en ons prys hom vir sy goedheid, en vir sy guns, en vir sy liefde, en vir sy genade. Was so mooi toe die flyer ingekom het, ek het nou niks daar gesien van die Sharks en van die Blaubulle nie, op maar goed net, dan is ons hier in eenheid by mekaar. En dis heerlik dat ons vandag kan saamstem, dat ons eenheid in Christus Jesus kan vier. Al kom ons dalk van verskillende kerklike groeperinge, wat maak dit nou in elk geval saak? Ons het een gemeenskaplike belydenis, en dit is dat Jesus Christus die Here is, dat hy die koning van die konings en die Here van die leerskare is. Amen.